Groot opgewondenheid eers by die Adonse, want pa Adonse besluit om 'n motor te koop. Dis nie aldag dat Bobbejaan 'n motor koop nie. By die Asvoel garage aangekom, vertel hy die bestuurder van sy planne. Die bestuurder wens hom geluk met sy goeie besluit en ook omdat hy na die regte plek gekom het om sy motor te koop. Adons stel eers belang in die sportmotor, maar die verkoopsbobbejaan raai om dit ten sterkste af. U het 'n groterige gesin, meneer Adons. As ek u is, koop ek liewer hierdie ene met die groter bak, dan kan almal soveel geriefliker sit. Ja, dat is goeie raad. Adons besluit dus op die groter model. Adons het nog nie van tevore 'n motor bestuur nie, maar die ding is so eenvoudig om te hanteer. Maar hy sal hom gou 'n bietjie touwys maak. Adons is baie dankbaar dat hierdie Bobbejaan so baie geduld met hom het en hom alles so mooi wys. Nee, wat? Nou is dit sommer maklik. Hy sal gou regkom. So neem Adons dan agter die stuurplaas en die agent sit langs hom, net vir geval Adons miskien 'n bietjie leiding nodig het of wil vra, dan is hy daar om te help. Met die wegspring gaan dit so 'n bietjie boksspringerig. Maar toe die ryding eers spoed kry, gaan dit sommer voor die wind. Nee wat, Adons kan nou maar terugdraai. Volgens die gladde bek verkoopsbobbejaan as Adons die beste bestuurder wat hy nog ooit reg gesien het. Dit gee Adons sommer baie selfvertroue. Meneer Adons, ja, u kom ons sommer langs daai motor daar by die motorhawe intrek. Ek klim nou sommer net daar uit. Adons is van plan om hierdie agent vandag te wys hoe netjies hy nou al kan ry. By daai motor staan ook 'n paar ander garagebobbejane. Hy sal hulle ook sommer wys dat hy 'n goeie bestuurder is. Adons pyl op die opening af en toe hoor jy net blikgeluide en houte kraak soos Adons in die ander motor vasjag. En dit voor al die toeskouers wat hom staan aangegaap het en nou kraai soos hulle lag. Nou kyk, 'n grap is 'n grap, maar is niks om oor te lag nie. Kyk net so skade. Gelukkig is die motorwerktuigkundige darm daar en verseker die agent vir Adons, dit sal alles gou weer herstel kan word. Die werktuigkundige spring dadelik aan die werk, maar hy gaan darm verskriklik te kere. Daai gehamer aan die bak as hy rondklouter met sy groot pote, kan mos nie 'n goeie ding wees vir 'n nuwe motor nie. Kyk net hoe skraap hy die verf op dis aarde. Daar glip die hamer se kop ook nog uit. 'n Oomblik van tevore was daar nog vinkpoppe en nou is daar net stompies. Gelukkig dat Adons nie naby is om dit alles te aanskou nie. Anders kry hy die Bobbejaanstype. Nee, hy is binne besig om vir die nuwe motor te betaal, want hy koop kontant. Maar eers wag hy om te verneem wat die ekstra koste aan die skade van sy motor en ook die van die ander motor sal wees voor hy regmaak. Ja, dis nou vir jou weer 'n manier om 'n motor te koop. Deesdae is daar nie so 'n ding soos goed heel maak wat gebreek het nie. Nee, die maklikste is om 'n nuwe part te koop en dit dan net aan te skroef. Adons se motor is eintlik weer gered vir die pad en nadat hy 'n stywe reparasierekening moes betaal, kan hy eintlik met die nuwe motor huis toe ry. Hy is net besig om die voertuig voorop te wen toe 'n stem agter hom uitroep: "Hallo, Donsie." Adons kyk vieserig om. Hy het reeds vanmôre so baie oponthoud gehad. Hy wil nie nog verder gebodderd wees nie. "Fakie, tog nie jy nie," roep Adons weer toe hy sy oë klaar geknip het en sien dat dit 'n ou nooi van hom is wat hy jare nie gesien het nie. "Mapsticks maker, bly om jou te sien," gaan Adons verder voort. Fakie kyk nou by Adons verby na die nuwe motor waarmee hy doenig is. "Jy wil tog nie vir my sê hierdie windmakery ding is jou nie, Donsie," sê sy. Maar is hy pragtig. Wanneer het jy hom gekoop?" Adons stoot sy bors baie ver uit. Die nooi vlieg hom so dat hy skoon deur die wind is. Hy staan net en pronk. "Ek wonder of ek eentjie in die windmakermotor van jou kan ry, of is jy te jammer vir hom?" Natuurlik is Adons nie te jammer vir sy motor nie. "Met plesier, Fakie, met plesier." Hy voel tog te spoggerig dat hierdie nooi so in sy motor belangstel. Nou, waarheen ry ons? Of ry ons sommer net? Adonsie, Adiekie, ek dink mos nou net daaraan. Kan jy my nie gou na Madame Flerry toeneem nie? Ek het skoon vergiet dat ek 'n bestelling daar het en nou toe klim, Fakie, dat ons kan wegkom. Adons help haar in die voertuig in en met weer 'n paar bokspringe trek hulle weg. Jy hoor net klippe waai soos die wiele in die gruis vaskop.
Kan hy vinniger doen, sê? Vra Faitjie. Ja, soos moet jy nie vir 'n motoreienaar vra as jy wil hê hy moet stadiger ry nie. Adonis strap die petrol diep in en loer vir Faitjie uit die hoek van sy oog. Sy lyk baie aangenaam verras dat die motor so vinnig kan loop. Maar wat raas die ding se masjien dan nou met een so? Adonis wil net stadiger gaan, toe hy met eens besef dat dit nie sy motor se masjien is wat so raas nie, maar 'n motorfiets is wat by hom verbykom wat so lawaai. Toe onverskillig ry die Bobbejaan. Hy sny eintlik voor Adonis hulle in en hou sy hand in die lug op. 'n verkeerskonstabel. Adonis sou feitelik teenoor hom stil. Die konstabel kom bakarm aangestap nadat hy van sy fiets geklim het en staan met hande op die heupe by hom, sonder 'n woord te sê. Dag, veldmaarskalk. Groet Adonis met 'n jeespiep stemmetjie. Iets verkeerd. Die konstabel staan hom met sulke slap vaak oë aankyk asof hy wil sê, doggie, moenie vir my kom sê dat daar sulke onnoosele lamlendige Bobbejane ook bestaan nie. Jy het te vinnig gery, meneer, dis al. En terwyl hy die kaartjie uitskryf, trap hy met sy groot stewels op die motor se blink masjienkap sodat hy gemakliker op sy knie kan skryf. Hoe gaan daai masjienkap nou lyk as die ou bullebak van 'n Bobbejaan klaar is met sy trappery? Adonis kyk na die kaartjie en dan kyk hy met 'n sieklike uitdrukking op sy bakkies na Faitjie. Faitjie kyk hom met groot, verbaasde oë en met 'n oop smoel aan. En toe bars sy van die lag. Sy lag dat sy eintlik so heen en weer wieg in die motor. Doensie, sê sy wys met haar vinger in sy gesig, maar sy lag so dat sy byna nie kan praat nie. Doensie, ek wens jy kon jou bakkies gesien het toe die sergeant vir jou so gestale aankyk het en sy lag weer. Toe hy vir jou die kaartjie gegee het. Oala. Is dit nou iets om oor te lag? Adonis dink nie so nie. Slit nie snaaks nie. Dink net aan die spul onkoste wat hy reeds vandag gehad het en nou dit ook. So is dit Adonis en dink onderwyl die Faitjie hom herinner dat sy graag by Madame Fleury wil wees. Adonis het sommer lus om onbeleefd te wees en vir haar te sê sy kan self sien kom daar. Nadat hy die motor weer in die rad gesit het, trek hulle weer hinke-pinke weg. Die nooi babbel een stryk deur en Adonis troos hom daarin dat hy nou by die eksklusiewe modewinkel sal wees en dat hy haar dan sal kan aflaai. Hier is Madame Fleury nou eintlik. Wat 'n verligting. Babbel klim Faitjie uit die motor en net toe sy hom vir haar veilige aflewering wil bedank, gee sy 'n gil. Doensie, kyk dat hoe lyk my arme rok. Kyk hier ook, en hier. Doensie kyk. Ag, genadetjie tog. Wat het nou gebeur dat Faitjie se mooi rok die ene gries en verfkolle is? Dit is net nie waar nie. Is nooit anders nie. Die werktuigkundige het oral waar hy gewerk het sy spore nagelaat. Alles is besmeer. Kan so 'n ellendeling dan nou nie agter hom skoonmaak nie? Jy kry daarom Bobbejane en Bobbejane in hierdie wêreld. Faitjie staan nou openlik in die straat in Chunk. Jy kan haar dit nie verkwalik nie, want kyk net hoe lyk sy. Adonis probeer troos. Ten einde raad neem hy haar aan die arm na Madame Fleury. Dit is 'n kleerwinkel en sy kan maar vir haar 'n nuwe rok uitsoek op sy rekening. Dit troos Faitjie so dat sy skielik ophou grens. Sy glimlag vir Adonis. O Doensie, sê sy. Jy's wonderlik. Kan ek regtig vir my 'n nuwe rok uitsoek? Doensie het nog altyd daardie sieklike uitdrukking op sy bakkies. Wat kan hy anders nou doen as om net heeserig ja, te sê. Faitjie verdwyn agter die rakke vroueklere om omtrent 'n halfuur later weer in 'n heel nuwe mondering tevoorskyn te kom. Sy glimlag van oor tot oor. Hou jy daarvan, Doensie? Wil sy weet. En sy draai voor hom in die ronde sodat hy haar uit alle hoeke kan beskou. Hy sommer lus en gelukkig het Faitjie en Madame Fleury nog besigheid om te gesels. Dus hoef Adonis haar nie nou weer terug te neem nie. Hier sit hy nou in sy motor homself en bejammer. Wat 'n dag, wat 'n dag. Het die Bobbejaan al ooit so baie teëspoed op een dag gehad? Nou ja, hy moet maar weer opwen voor en maak dat hy by die huis kom. Die spul by die huis is al net baie ongeduldig dat pa so lank wegbly. Hulle wil so graag die nuwe motor sien en hier kom pa, skreeu Phyllis toe hy die gedreun buite hoor. Ja, dit is Adonis. Soos een man storm hulle by die deur uit, kies jy heel agter. Almal loop draai om die mooi blink ding wat hier voor hulle staan. Kan ons net gery pa, skreeu Phyllis. En asof dit die teken is, storm almal op die motor af.
Die kinders almal agterin en Keesie voor by Adoons. Ewe windmaker wen Adoons voorop en soos 'n ou veteraan neem hy agter die stuurplaas. Onder groot gejuig en hup hup val hulle in die pad. Die Adoons gesin sit die motortjie so vol dat dit hier van agteraf soos 'n blompot vol blomme lyk. Hey, die ding gly daarom glad oor die aarde. Hulle moes lankal vir hulle so 'n ding aangeskaf het. En toe gebeur dit. Die masjienkie gee so 'n paar hoese en daar staan hy. Wat de... is al wat Adoons sê. Almal wil weet wat hom nou skeel. Nou, hoe moet hy weet? Die ou klim uit en hy wen op. Hey, die sweet slaan laterand op sy voorkop uit, maar dis net verniet. Die masjien weier volstrek om te vat. Het Paul gekyk of daar petrol in die tank is, pa? Wil Felies die ou smartie weet. Petrol! Want die saak het Adoons nog nooit aandag gegee nie. Hy skroef die dop af en hy loer in die tank. Is te donker, hy kan niks sien nie. Pa met die vuurhoekie trek, skreef Felies weer. Die Adoons het sommer lus en draai Felies sy nek vir hom om. Het hy nie vandag al genoeg sonde gehad om nog sulke raad ook te kry nie? Gelukkig is daar 'n plaaswinkeltjie naby en Adoons stap soontoe om die Asvoel garage te bel. Hulle het gesê hulle roem hulle op hulle goeie diens. En laat ons nou kyk wat en hoeveel hulle diens eintlik beteken. Die garage-eienaar is baie vriendelik. Wat die petrol betref, hieraan kan hy niks doen nie. Hulle gee net by elke motor genoeg petrol om hom tot in die middel van die straat by die garage te bring. Hy ry Adoons aan om die motor maar terug te stoot dorp toe. Dis vir jou diens. Gelukkig dat Adoons sy hele gesin by hom in die motor het. Hy het dus oor genoeg stoters. Ja, dit was 'n uitgeputte trop Adoonse wat die motor daardie aand by hulle hek ingestoot het. Die ou spul was amper te moeg om te eet. Een ding, hulle het almal daardie nag heerlik geslaap. Die oggend voel Keesie nie te wel nie. Sou dit nou die motorstotery van die vorige aand wees? Die posbode klop aan die deur. Tog nie? Ja, waarlik. 'n Brief van Keesie se suster in Holland. Sy skryf dat haar seun Kaas op pad is na die Magaliesberge en dat hulle hom nou enige dag daar kan verwag. Sy sluit ook 'n foto van hom in. Adoons, roep Keesie. 'n Brief van suster Katrine in Holland. Haar seun Kaas kom vir ons kuier. O, ek is die ene hoendervel. Adoons is nie eintlik hoendervel nie, want hy moet 'n Bobbejaan eers goed ken en van hom hou voor hy opgewonde raak. En dit is toe ook waarvoor Adoons geveg het. Alles moet dadelik reggemaak en geskilder word vir die neef se koms. Maar hoekom kan die vent nie dit vat soos hy dit kry nie, wil Adoons weet. Wie is hy sodanig? Maar dit kon toe ook nie hoor of laag nie. Adoons moes maar net moue oprol en inspring. En toe kom die telefoonoproep. Die neef is op die 12-uur trein wat 2:30 aankom. Papa, daarom gelukkig dat ons nou die motor het. Nou kan ons by die stasie gaan haal. O, die Keesie is so opgewonde, sy weet nie hoe sy dit het nie. Die hele Adoons-stop is in die motor, maar wat van die neef? Ja, die probleem sal seker ook opgelos word. Op Keesie se aandrang is hulle vroeg stasie toe, waar die klomp tot vervelings toe gewag het. Eindelik kom die trein. Toe die trein tot stilstand kom, gaan 'n paar deure oop en 'n paar Bobbejane klim uit. Daar heel agter klim 'n heel vreemde ding uit. Dit lyk of hy uit die vreemde kom. Keesie hardloop voor, want die neef moet baie hartlik verwelkom word. Hy groet met 'n swierige buiging, met 'n strooihoed wat sy swaai daar bo in die lug maak. En moenie praat van die groot stryk in die stert nie. Wat van jou bagasie, neef? Wil Adoons weet. Kaas wys met sy wandelstok in die kompartement. Adoons kan dit maar so lank uithaal. Felies staan verwonderd, met 'n oop bek na die oom se gebabbel en luister. Hy praat so snaaks. Nou begewe Kaas om na die bagasie waar die kruier besig is om sy koffers op die trolley te laai. Hy moes weer alles afpak en oorlaai, want in Holland doen hulle dit nie so nie. Dis 'n bergbagasie wat na Adoons se motor aangekruie word. Hier is bepaald vir niemand sitplekke hierdie motor nie, maar die neef het goeie raad. Hy laat die kruier alles in Adoons se motor opstapel. Hy self lê bo-op en sal die goed vashou sodat dit nie straks afval nie. Adoons, nou, hy kan maar laat die motor hardloop en die ding so in die pad hou. En die res,
Hulle moet net eenvoudig huis toe stap. Dit is soos dit in Holland gedoen sou gewees het, as hulle nou in Holland was. Kiesje bly maar die ene seene wees. By die huis laat sy die neef op die gemaklikste stoel sit wat daar is, en dan pak sy nog kussings onder en agter hom. Adonis is besig met die indra van die neef se bagasie na sy kamer. Hy sal ook nou maar maak soos hulle in Holland maak, deur al die bagasie op mekaar te stapel. En met die hulp van Phyllis pak hy die bed heel bo op die stapel. Toe die neef dit sien, was hy heel ingenome met Adonis se plan om die bed heel bo op die goed te plaas. Daar is dus tog tekens van gesonde verstand hier op die Magaliesberge. Adonis is daarom nou al so dik vir hierdie vent, dat hy gerus iets kan oorkom. Wat verbeel hy hom nie alles nie? In teenstelling is Kiesje weer so ingenome met die susterskind, dat die wolke rook wat hy so gedurig in haar bakkies blaas as hy met haar praat, haar nie in die minste hinder. Adonis, roep sy, ons moet vir ons neef hier ordentlik ontvangs gee. Ons moet hom laat voel hoe welkom hy hier by ons is. Ja, Adonis is aangestel om 'n uitnodiging op 'n groot karton te skryf. Phyllis sal die ding dan om sy nek hang vir almal om te sien, en hy sal 'n klok lui om die nodige aandag te trek. En waar nodig sal hy verduidelik, al kan tante nie dans nie, kom eet dan maar net koek en kom luister hoe praat die ou. Ons moet sê, Kiesje steek self nie lui weg nie. Kyk dan net hoe voel dit in die kombuis. Dit knie en kook en bak en gaan te kere. Adonis moet byderhand wees om hier en daar 'n vuil werkie te doen. Dis juist waaroor hy nou sit en brom. Wat het hy gesondig, dat hy so moet gekastei word? Die aand van die partytjie het aangebreek. Die huis is natuurlik ver te klein vir so 'n groot gedoente, dus het Kiesje besluit dat dit 'n buitelug opskop moet wees. Almal wat dit in die nabyheid waag, word aangestel om hand te gee. Die baan moet gevee word, lanterns word opgehang, stompe met planke daarop dien as sitplekke en so. Adonis is gasheer, en hy staan vies hier in 'n swaalstert en streepbroek rond. Kiesje is nog aan die aantrek, maar moenie vir Kaas Windvogel self weggooi nie. Hy staan eintlik voor 2 spieëls aan aantrek. Die groot stryk in die stert moet reg wees. Pa, ma, hier kom hulle! Dis Phyllis wat so uit asem aangehol kom. Dit is die orkes wat al spelende die terrein nader. Sê, vanaand gaat hier getiekie draai word dat 'n boer se skape aanstaande jaar uit die holtes dan kan water drink, as dit net genoeg reën. Kaas Windvogel maak sy verskyning, en 'n buiging van Kiesje kondig sy koms self aan. Die dames klap hande en maak gelukies van bewondering. Dit was nie 100 jaar nie. Toe staan die ingevoerde Bobbejaan omring deur die skone geslag. Hy vertel hulle stories van Holland, van Europa, en hy vertel hulle dat hy ook al op die maan was. Nou ja, as 'n bek so praat, dan wil die dames mos in sy geselskap wees, veral as die fotograwe se ligte kort flits. Môre sal laat bepaal oor vanaand se doenigheid geskei word en fotos in die skreebek verskyn. En dan wil hulle ook saam met die wêreld se 8ste wonder op die fotos wees. Die orkes hef aan en die dansery begin. Sina, die oudste dogter van Tankaitjie, het die eer om met die heer Windvogel die eerste paar draaie te maak. Maar die Bobbejaan met sy tamaai houtskoene trappel toe in 'n gaar. Eers was dit Sina, toe Katrien, toe Marie-Anna en so aan. En so ver die heer met die skones draaie gooi, so val hulle die een na die ander uit. Orals in die hoekies, so onopsigtelik moontlik, sit hulle sonder skoen en tone vryf. Daardie groot houtklompe van Kaas Windvogel gaan nog sy ondergang by die nooiens beteken.